verder met ons prediking uit Genesis, en ons is by Genesis hoofstuk 19, die baie bekende, kan ek dit waag om te sê, die berugte verhaal van Lot en die vernietiging van Sodom en Gomorra. Ons het nou 'n paar boodskappe al gebring uit die hoofstuk. Vanoggend maak ons klaar met die hoofstuk, so ons gaan vanaf vers 23 tot en met vers 38 lees. Genesis hoofstuk 19, vanaf vers 23 tot en met vers 38. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling. Die agtergrond ken u, dit is waar die twee engele het vooruit gegaan, hulle het van Abraham af na Sodom toe gegaan, by Sodom gekom, ons ken die verhaal daar, ons het dit bespreek, en nou op hierdie stadium is hulle in Sodom, en die vernietiging is nou waaroor ons praat, so ek lees vir u vanaf vers 23. Die son het oor die aarde opgegaan, toe Lot in Soar aankom. En die Here het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel, en hy het hierdie stede omgekeer, en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede, en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. En Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy twee dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly. Daarom het hy saam met sy twee dogters in 'n spilonk gaan woon. En die oudste het aan die jongste gesê, ons vader is oud, en daar is geen man in die land om na die reël van die ganse aarde by ons in te gaan nie. Kom, laat ons aan ons vader wyn gee om te drink, en met hom gemeenskap hou, sodat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou. Hulle gee toe die nag aan hulle vader wyn om te drink, en die oudste het gekom en met haar vader gemeenskap gehad, sonder dat hy dit gewaar het, toe sy gaan lê en toe sy opstaan. Die volgende dag sê die oudste aan die jongste, kyk, ek het verlede nag met my vader gemeenskap gehad, laat ons hom vannag weer wyn gee om te drink. Gaan dan in, hou met hom gemeenskap, dat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou. Hulle gee toe die nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en die jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad, sonder dat hy dit gewaar het, toe sy gaan lê en toe sy opstaan. So dan die twee dogters van Lot by hulle vader bevrug geword, en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete. En die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ammi genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete. Dis tot daar dat ons lees in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, net met die lees van hierdie gedeelte is ons diep bewus van die feit dat die mens u gebod oortree. Dis die standaard posisie. Dis nie net waarin ons gebore word nie, maar dit is die lewe wat ons ook het. Ons oortree u wette, ons lewe in rebellie teen u woord, en daarom sien ons ook in die gedeelte u oordeel raak, en dit vul ons met bewering. Dit maak dat ons bang word en terugdeins om te dink dat ons met 'n heilige God te doen het. Een wat absoluut regverdig is, wat sonde moet straf, en wat self gesê het, die siel wat sondig, die moet sterwe.
Wanneer ons egter praat oor die gedeelte vanoggend, is my gebed dat u, soos wat die Bybel sê, gedagtig dat ons stof is, dat u met ons sag sal praat, en dat u ons sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis die werk wat die Heilige Gees het, en hy doen dit in getrouheid. Sal u in ons midde werk om ons te oortuig, sodat ons Jesus kan sien as die verlosser, en dat ons deur hom gered kan word, sal word. Ons aanbid u vir u woord. Ek het vooraf male sonder tal, het ek al vir u dankie gesê vir die Bybel. Die Bybel is vir ons die riglyn van God. Dit is die swaard van die Gees. Dit is die hamer wat 'n rots vermorsel. 'n Klipharde hart kan die Bybel sag maak. Die Bybel is ook 'n vuur wat verteer. Die Bybel is soos water wat verkook en vernuwe, skoon was. Die Bybel is vir ons gegee sodat ons onsself daarin kan meet. Kom praat met ons vanoggend op 'n eenvoudige maar 'n verstaanbare manier. En sal u uself aan ons toon as die verlosser. Dankie dat ons by mekaar kan wees en u kan aanbid. Kom nou Here, wees in ons midde tot lof en eer van u naam. Amen. As daar nou een dogma of een leerstelling is wat vir ons kultuur, wat vir ons samelewing gehaat en onaanvaarbaar is, en wat baie keer verwaarloos word, verag word in sommige gevalle, selfs in Christelike kerke, dan is dit die leerstelling, die dogma aangaande die oordeel van God. God se oordeel oor sonde. Ons kyk vanoggend na God se oordeel oor Sodom, Sodom en Gomorra en ander stede. Dit was nie net Sodom en Gomorra nie, al die stede in die Jordaanstreek is vernietig. Maar ons wil in die lig daarvan met u praat oor God se oordeel. Die beginsels daarvan is baie duidelik in ons gedeelte. Elkeen wat die Bybel liefhet, elkeen van u wat die Bybel miskien al vir 'n klompie jare lees, ek hoop u lees die Bybel van tyd tot tyd deur, en nie net die geliefde gedeeltes nie. Maar elkeen wat die Bybel liefhet en bestudeer weet, dat oordeel is die mees prominente aspek van die Bybel. Vir ouens wat sê, ek hou nie van oordeel nie, ek hou nie daarvan, om daaraan te dink, of dis 'n baie groot deel van die Bybel wat jy dan, kan ek sê die grootste deel van die Bybel, wat jy dan sal moet uitskeer, of sal moet verwaarloos, of ignoreer. Nie net die Ou Testament nie, ook in die Nuwe Testament, is daar soveel waarskuwings, soveel duidelike heenwysings na God se oordeele, God se komende oordeel, dat dit ons noop om vanoggend onder die loep van God se woord te kyk na hierdie belangrike tema, God se oordeele. Het jy geweet, Jesus het meer gewaarsku teen die hel as enige ander Bybelskrywer. Daar's geen ander persoon wat in die Bybel gepraat het of geskryf het, wat meer van die hel gepraat het as die Here Jesus nie. Dit op sigself sê vir ons iets. Nou volgens Jesus self is daar 2 groot waarskuwings in Genesis omtrent die oordeelsdag. Want dis wat ons tegemoet gaan. Elke mens gaan die oordeel van God tegemoet. Dis die mens bestem om te sterwe en daarna die oordeel. Hebreërs 9 vers 27. En Jesus sê daar's 2 baie belangrike waarskuwings in Genesis wat ons laat dink aan die oordeelsdag. Die eerste een het ons al oor gepraat, dit was Noag se vloed. Dit was 'n voorskou as jy wil. Dit was 'n kleedrepetisie van die groot oordeelsdag wat sal kom. Maar nie weer met water nie, die keer met vuur. Maar dan die tweede is hierdie wat ons vanoggend by stil staan, die vernietiging van Sodom en Gomorra. Hoekom sê ek dit is 'n waarskuwing in Genesis oor die oordeelsdag? Want in Lukas 17 sê die Here Jesus die volgende. Ek lees vir die Lukas 17 vanaf vers 28. Jesus sê net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop. Hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swavel van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.
daar is hy, so duidelik as wat jy kan sien. Jesus vergelyk dit met die oordeelsdag. Jesus vergelyk dit met die dag wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Hy sê, soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees in die dae van die Seun van die Mens. En as jy nou die konteks, as jy bietjie daai gedeelte ontrafel, wat ons nou nie gaan doen nie, dan sal jy sien, mense sal lewe. Hulle sal byhuis toe gaan en beplan aan hulle kinders se troue volgende jaar, of hulle sal beplanning maak vir volgende week, of die einde van die maand wanneer hulle bietjie wil gaan kamp, of hulle gaan die alledaagse dinge doen. Hulle sal lewe soos ons maar lewe, en dan gaan die byl van God val, en die oordeel sal plaasvind. Die Here sê, soos dit was, so sal dit wees. Kom ons dink aan God se oordeel vanoggend. Ons gaan kyk na hierdie gedeelte. Ons kyk deur die bril van Genesis 19, se laaste klompie verse, maar ons gaan kyk na God se oordeel, veral omdat dit vir ons 'n waarskuwing is, oor God se komende oordeel, maar ek wil 4 kenmerke noem, van die oordeel van God. 4 kwessies wat jy raak sien in hierdie gedeelte. Die eerste gedagte, ons wil kyk na die realiteit van God se oordeel. Die realiteit van God se oordeel. Nou kan ek net dit sê, ek het al 'n paar keer dit genoem, ek het dit nie in my notas neergeskryf nie, ek noem dit nou maar net so tussenin. Die oomblik wanneer jy begin om te sê, ek hou nie van hierdie gedeelte nie, skeer maar hierdie bladsy uit, ek hou nie van hierdie gedeelte nie, en jy begin so met die Bybel omgaan, dan maak jy God 'n leienaar. Want wat mense nie besef nie, as hulle sê, Jona was net 'n mite, dan maak hulle Jesus 'n leienaar. As jy sê, Sodom en Gomorra se vernietiging is eintlik maar net 'n mite, dan maak jy Jesus 'n leienaar. So watter deel gaan jy weggooi? Jesus, het ons nou net gelees, het gepraat, hy het verwys na die vernietiging van Sodom en Gomorra as 'n geskiedkundige feit. En daarom kan ons dit so hanteer. Dis 'n realistiese saak. En net soos wat Sodom en Gomorra werklik waar, feitelik vernietig is, so sal die oordeel van God wees. Dit is 'n realiteit. Oordeel van God en die hel is dinge wat in ons samelewing, in ons kultuur, nie net verag word nie, maar ook bespot word. Mense maak grappies daaroor. Ek het al verwys na Robert Ingersoll, wat 'n baie bekende agnostikus was. Hy het bekend gestaan as The Great Agnostic. Hy het in 1867 was hy die prokureur-generaal van Illinois, 'n bekende politieke figuur in Amerika van die ou dae. En Robert Ingersoll het by geleentheid gesê, I will prove conclusively that hell is a wild dream of some scheming theologians who invented it to terrify credulous people. So volgens hom is die hel en die oordeel van God iets wat teoloë gefabriseer het om goedgelowige mense bang te maak. Soos wat ons allerlei kwessies gebruik om die kinders bang te maak. So sê hy, is die hel 'n gefabriseerde idee om mense, goedgelowige mense, naïewe mense bang te maak. En hy het probeer argumenteer in die geskiedenis. Ek het nou die aanhaling gaan opsoek, maar by die spesifieke geleentheid word dit vertel hoe daar 'n dronkie was wat vir hom gesê het, Robert, jy moet baie duidelik praat, want jy praat namens ons almal, so jy moet jou punt baie goed stel. Hulle het gehoop op sy argumente. Nou, hierdie argument van Robert Ingersoll en baie ander, teen hierdie argument, staan die geskiedenis van dit wat ons hier gelees het. Die gebeure wat in Sodom en Gomorra, die omstreek, die Jordaanriviervallei, die oordeel wat daar plaasgevind het. Dis teen hierdie redenasie is die feitelike geskiedkundige gebeure van Genesis 19. Ons het gelees in vers 23 en 24. Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom. U kan onthou, met die verhaal het ons gesien, dit was vroeg aand toe hulle daar aangekom met die 2 engele in Sodom, en die gebeure wat ons behandel het laas keer was deur die nag, en toe het Lot gevlug, in aandrang van die engele, of op aandrang van die engele het hy gevlug, maar nou lees ons, die son het oor die aarde opgegaan, toe Lot in Soar aankom. En toe Lot in Soar aankom, julle onthou, dis mos 'n klein stadjie, het hy gesê, is dit nie klein nie, toe hy daar aankom, vers 24, en die Here het swavel
en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. Vuur en swaal, stukke vuur en swaal uit die hemel. Dit is God se oordeel, soos hy gewaarsku het, oor hierdie gebied. Mense wat God verwerp en in hulle sonde voortgaan, moet weet, die oordeel van God is gewis. Dis nie net 'n storie wat iemand opgemaak het, wat die predikers hulle mee besig hou en hulle mee dreig nie. Dit is 'n realiteit. Dis 'n werklikheid. Jesus self sê aangaande die stede wat die evangelie nie wou aanneem in sy dag nie. Dit was so wat 2000 jaar na hierdie gebeure. In Matteus 10 vers 15 sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. Iemand wat die evangelie nie wil aanneem nie, wat in sy rebellie en sy sonde voortlewe, sonder om die Here Jesus aan te neem as saligmaker. Jesus sê, as jy die evangelie gehoor het, en jy neem dit nie aan nie, sal dit vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees. Dit sal vir hulle makliker, sê nie het gemaklik vir hulle wees nie, makliker wees vir hulle, verdraagliker wees vir hulle, as vir so 'n persoon, of vir so 'n stad. Nou die manier waarop vuur en swaal gereën het op Sodom en Gomorra, bewys dat die verklaring in Hebreërs 10 vers 31 waar is, as die Hebreërskrywer sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ek wil hê jy moet jouself indink. Ek kon moeite doen, ons het nie die tyd nie, maar as jy gaan kyk na die woordstudies van dit wat gebruik word in die Hebreëus in die oorspronklike taal, dan is die bewyse redelik duidelik dat alles het gebrand. Selfs die grond was aan die brand. Jy kon nêrens skuil nie. Selfs 'n stewige struktuur soos hierdie waarin ons vergader, sal vir jou geen veiligheid bied nie. Daar is geen plek waarin jy kan vlug nie. God se oordeel was verskriklik. Dink vir jouself, waarheen hardloop jy? As die reën val, kan jy onder dak gaan en jy's droog. Jy kan in die huis bly en jy sal droog bly, maar as reën as vuur soos reën uit die hemel val, stukke swaal, klippe wat brand val uit die hemel uit en wanneer hy val ontplof dit. Waarheen vlug jy as alles brand? Dis 'n verskriklike oordeel. Dink vir jouself hoe dit moes wees. God se oordeel is beslis. Dis 'n realiteit. Dit maak dat die evangelie verkondiging so belangrik is. Dis die rede waarom ons die evangelie vir mense moet verkondig, sodat hulle hierdie goed kan vryspring. Die oordeel van God is nie net seker en gewis nie, maar na vele waarskuwings en geleenthede, lees ons ook in die gedeelte, dit was skielik. Vers 24 sê, die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. Dis soos reën wat val. Jy loop en dan ewe skielik begin na druppels val, soos wat ons baie keer loop en jy voel hier nou 'n druppel. Wie vir my sê dit gaan nou reën en ek het nie hiervoor beplan nie. So was dit skielik, hierdie geweldige, traumatiese, vreesaanjaende gebeurlikheid. Weet u wat is goddelose mense se reaksie? Wanneer God genadig is en soos wat die Bybel sê, in sy lankmoedigheid soms sy toorn terughou. En hy het dit gedoen in die geval van Sodom. Hy kon hulle al lankal straf, maar hy het hulle gewaarsku. Hy het hulle met tye gewaarsku, deur Lot of deur Abraham of deur Melchisedek of wie ook al. Maar wanneer God sy toorn, sy straf, sy oordeele soms terughou, dan is die algemene reaksie van goddelose mense baie keer 'n spottery. En ek het dit self al gehoor, dat mense sê, jy weet, ek het al so en so gedoen en 'n weerligstraal het my nie geslaan nie, so is eintlik maar, ek weet nie of dit waar is nie. Dan begin hulle spot, hulle maak grappies, jy kry komediante, jy kry verskillende mense wat in die media dit sommer sal sê, hulle bespot die oordeele van God as dit hulle dadelik nie tref nie. Baie mense dink, ek het al vreeslike goed gedoen, niks het my oorgekom nie, so dit moet seker maar 'n mite wees. Petrus waarsku ons in 2 Petrus 3 vers 4, hy sê, daar sal mense wees wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. So mense sal sê, die Bybel sê, mense gaan spot en sê, ag, dit gebeur nie, dit is sommer maar net ou vrou stories, of dit is sommer maar net dit, soos wat Robert Ingersoll ook by geleentheid gedoen het.
Sodom en die geskiedenis rondom Sodom en Gomorra bewys dat die oordeel van God is gewis, die oordeel van God is skielik, maar die oordeel van God is ook vreeslik. Dit is 'n verskriklike saak. Waarheen vlug jy? Niemand was gered nie. Niemand kon gered word binne daai oordeel nie. Daar was geen plek waarin jy kan vlug nie. Mense sê vir my, en dis nou wat ek lees, ek wou nog vir Arp hulle gevra het wat nou al in Israel was, ek weet nie of julle by die Dooie See was nie, maar hulle sê daar is streke rondom die Dooie See waar jy letterlik nog die swaal ruik, daar so reuk wat nou nog daar rond hang, as gevolg van dit wat daar gebeur het, sekere dele rondom die Dooie See. Dis 'n vreeslike oordeel, maar dan ook, kyk na die bron van hierdie oordeel, het jy opgelet, wat sê ons vers? Vuur en swavel het van waar gekom? Van God. In my opleeswerk, dis nou nie in hierdie week, was al die vorige week, het ek mense gekry wat gesê het, van die ouens wat sê, dit kon 'n vulkaniese uitbarsting gewees het, of dit kon, en dan het hulle verskillende verklarings. Dis nou evangeliese ouens wat nou glo wat die Bybel sê, maar hulle probeer verklarings aanbied van, waar kom hierdie vuur vandaan, en hoe dit maak nie saak waar dit vandaan kom. Ek gee nie om, of dit 'n vuurspiewende berg of dit wat ook al was nie. Die Bybel sê, die bron van hierdie oordeel is God. Dit kom van God af. Hy is die bron. Dit is alles waar van die finale oordeel van God ook. Ek wil hê jy moet dit weet. Want hierdie is 'n voorskou van God se finale oordeel. Dis gewis, dis vreeslik, dis skielik, en die bron van die oordeel is God. Donald Gray Barnhouse, die ou bekende Amerikaanse prediker, het gesê, "The terrible thing about the doctrine of eternal punishment is that God is sovereign over it. God runs hell, not Satan." Die hel is nie 'n plek waar die duiwel jou gaan pynig nie, dis 'n plek waar God jou gaan pynig. Daar is geen ontvlugting nie. Daar is geen uitweg nie. Daar is geen manier wat jy kan wegkom nie. Nou as jy gaan kyk na die beskrywing van die laaste oordeel in Openbaring, dan beskryf die Openbaringsskrywer Johannes sê, jy kan nie onder 'n klip wegkruip nie. Daar's geen rots waaronder jy kan wegkruip nie. So was dit in die dae van Sodom en Gomorra se oordeel, en so sal dit wees in die oordeel van die laaste, die oordeelsdag. Daar's geen plek waar jy sal kan skuil nie. Daar's geen uitkomkans nie. Daar's net een manier wat jy dit kan ontvlug, en dit is die Here Jesus, God self. Hy wat die oordeel vel, is die enigste plek waar jy hierdie oordeel kan ontvlug. Daar is geen plek van ontvlugting. Wat sal jy doen in daai dag? Dink saam met my. Onthou, van die van u wat hier vanoggend sit, is daar niemand wat sal kan sê, want niemand het my gewaarsku nie. Dis wat ek hier probeer doen. Ek wil u waarsku. En my vraag is, as jy nog nie jou saak met die Here reggemaak het nie, waarheen sal jy vlug? Waar gaan jy probeer wegkruip van die oordeel van God? Wat sal jy doen in daardie dag? Bring ons by die tweede hoofgedagte. Die kind van God, of die gelowige se gesindheid teenoor God se oordeel. Mense wat die Bybel glo in God se oordeele. Soos wat ek vir julle gesê het, dis 'n baie groot deel van die Bybel. Gaan lees die profete, gaan kyk na die Nuwe Testament. Dis egter nie hulle, dis nie die kinders van die Here wat hulle verlustig in die oordeele van die Here nie. Goed? Daar is 'n hartroerende toneel wat jy sien as jy kyk na vers 27. Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Daar waar hy gestaan en bid het. Onthou u, ons het gepraat oor heel moontlike plek waar hy kon uitkyk oor die hele Jordaan riviervallei. Hy kon Sodom en Gomorra sien in die verte. Hy gaan toe daarna toe. Die oggend vroeg. Hy is daar. Hy is heel moontlik besorg oor Lot. Dis daar waar hy gebid het, en nou gaan hy kyk, wat het gebeur? Wat gaan aan? Vroegoggend.
Vers 28. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek, soos die rook van 'n smeltoond. Ons ken nie 'n smeltoond nie, maar die gedagte agter dit is, dis 'n vuur wat lank en aanhoudend brand. Dis 'n vuur wat bogemiddeld warm is as gevolg van, hy word net die hele tyd gestook. En nou is daai rook wat daar optrek, soos 'n smeltoond. Wat Abraham gesien het, daai dag, die oggend vroeg, die werklikheid, die realiteit en die wese daarvan, sal sekerlik eers weer plaasgevind het, in dit wat ons in ons tyd ken as die atoombomme en die kataklismes wat al gebeur het in ons dag, en wat moontlik nog kan gebeur. Weet jy hoe lyk dit wanneer so 'n atoombom honderde kilometers bloot net plat maak? Daar's niks wat stand hou nie. Daar's niks wat oorbly nie. Abraham se gebed was in Genesis 18 vers 25, jy sal onthou ons het daaroor gepraat. Sal die regter van die ganse aarde dan geen reg doen nie? Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? En as jy kyk na die oordeel van God, dan sien ons Abraham se gebed is beantwoord. Die regter van die ganse aarde het reg gedoen. Want God se oordeele is regverdig. God se oordeele is altyd regverdig. God beloof barmhartigheid. Hy het barmhartigheid gegee. God beloof lankmoedigheid. Hy was lankmoedig in daardie geval. God het sy woord uitgevoer. Abraham wou sien of die stede gespaar gebly het, want hy het gebid vir die stede. Abraham wou sien, het die Here dalk van hierdie stede gespaar? Hy het gebid nie net vir die mense, hy het gebid vir die stede. Dis presies met alle kinders van God, soos in die geval van God. Die Bybel sê, hy het geen behaag in die dood van die goddeloos nie, maar daarin dat hy hom bekeer van sy verkeerde weë, en dat hy lewe. En so is die kind van God. Kinders van God het nie behaag in die dood van die goddelose nie. Ons is nie diegene wat sê, ons wag vir die oordeel van God. Dit sal lekker wees om te sien hoe mense hel toe gestuur word. Dis nie hoe ons is nie. Ons volg in die voetstappe van die Here Jesus, die voorganger. Hy het gesê, hy bid aan die kruis vir diegene wat hom nou daar vasgeslaan het, vir diegene wat hom deur die nag gepynig het. En hy bid vir hierdie soldate. Hy sê, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die hart van elke kind van God. Dit was die hart van Stefanus, nie lank nadat die Here Jesus gekruisig is nie, is Stefanus die eerste martelaar. En terwyl die klippe op hom neerreën, wat mense op hom gooi uit haat, en weerstand in dit wat hy gesê het, bid hy, en hy sê, Vader, vergeef hulle. Hy's net soos Jesus, in daardie sin. Dis die hart van elke kind van God. Dis die gesindheid van elkeen wat waarlik die Here ken. Robert Candlish, hy het 'n baie interessante boek geskryf, Studies in Genesis. En hy skryf die volgende, hy sê, it is hard, even for God's faithful people, to realize the certainty and the terror of his coming wrath on the children of disobedience. Dit is moeilik om daaraan te dink. Dit is swaar net om, al weet jy is gered, al is jy seker in jou hart, jy is 'n kind van God, is dit swaar om te dink aan hierdie gedagte. Hy sê verder, it demands a certain unquestioning and uncompromising loyalty to which it is difficult indeed to attain. En dan sê hy later, the real tendency of their hearts, hy praat van kinders van God, the real tendency of their hearts, the actual temptation to which they are liable is precisely the reverse. Kinders van God is nie diegene wat sê, Here, slaan hulle en slaan hulle hard nie. Kinders van God is diegene wat sê, Here, red hulle, gee genade, soos wat Abraham gebid het vir die streke, vir die stede in daardie streek. Die kind van God se gesindheid oor God se oordeel is presies die rede waarom ons ywerig moet wees om die evangelie te verkondig. Aanhoudend, duidelik, hoorbaar, sodat mense kan hoor, sodat mense gewaarsku kan word, sodat mense gered kan word. Ek het al 'n paar keer verwys na die profete van die Ou Testament wat so duidelik en met oordeel praat. Baie van dit wat hulle gesê het was, meeste van wat hulle gesê het was oordeele.
Weet jy, Jesaja, as die Here wil hom, en hy vertoef om te kom, en ek lewe nog, dan wil ek graag nog oor Jesaja preek. Jesaja is 'n fantastiese boek. Jesaja praat van die eindgebeure. Hy praat van die wederkoms van die Here, en hy verwys baie, in die laaste paar hoofstukke, verwys hy baie hierna. Die laaste vers van die laaste hoofstuk van Jesaja, Jesaja 66 vers 24 klink so. Hy praat van kinders van God. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het. Want hulle wurm sal nie sterwe, en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Jesaja beskryf hierdie gedagte en hy sê, kinders van God sal die oordeel sien, en dit gaan jou met afgryse vul. Want dis die gesindheid wat 'n kind van God het, teenoor die oordeele van God. Kinders van God sal deurgaan presies wat Abraham deurgegaan het daai dag. Net erger, want die oordeel gaan erger wees. Daarom behoort ons te bid. Here, gee my nog 'n geleentheid om met daai persoon te praat. Gee my nog 'n geleentheid om vir daai persoon te bid. Gee my nog 'n geleentheid om by hom te pleit. Abraham se gebed was nie te vergeefs nie, want ons het gelees in vers 29, en onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. Sê maar net weer vir ons die baie belangrike gedagte van Jakobus 5 vers 16, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Hoekom sê ek dit? Ek wil hê jy moet aanhou bid. Hou aan bid vir jou familie, hou aan bid vir jou kinders, hou aan bid vir jou man, hou aan bid vir jou vrou, hou aan bid vir mense oor wie jy bekommerd is, miskien kollegas, mense wat saam met jou werk. Bid, hou aan bid, gee vir hulle die evangelie, hou aan waarsku. Dit is die kind van God se houding teenoor God se oordeel. Maar dit bring ons by die derde gedagte. Hoe lyk sondaars se houding teenoor God se oordeel? Hoe lyk ongeredde mense? Kom ons noem hulle ongelowige mense. Hoe lyk hulle houding teenoor God se oordeel? Weet jy wat gebeur? Ons sit in Suid-Afrika, nou ek het dit nog nooit gesien in my leeftyd nie. Daar mag dalk wees dat ek dit nou net nie gesien het nie. Ek self is nie die tipe ou nie. Maar ek weet in Amerika is daar baie ouens wat met plakate op straat sal rondloop, dan sal hulle sê, Judgment Day is coming, repent, en dan het hulle Johannes 3 vers 16 op, en jy weet, want hulle wil mense waarsku teen die oordeel, wat nie 'n baie slegte ding is nie, lyk dit vir my. Maar weet jy wat doen mense, terwyl hulle hoor van God se oordeel, weet jy wat is die gesindheid van sondaars daarteenoor? Mense gaan voort in hulle sonde. Mense gaan voort in hulle sonde ten spyte van God se oordeel wat nader kom. Ons het gelees in vers 30, en Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy 2 dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly, daarom het hy saam met sy 2 dogters in 'n spilonk gaan woon. Nou hier is 'n gedagte, Lot en sy 2 dogters was in Soar, dis waar hy gebid het, moet die stad, hierdie kleiner stad, moet dit nou nie vernietig nie, want ek gaan daarheen vlug, kan ek maar daar naartoe vlug? Die engele sê goed, vlug soontoe, ons sal dit nie vernietig nie. Dit wil lyk, as jy na die teks alleen kyk, wil dit lyk asof Lot bang was in Soar, want hy dalk gedink, miskien kom die oordeel nog hiernatoe. Miskien besef, die sonde is net so erg hier. En toe gaan bly hy in 'n spilonk, in 'n grot, saam met sy 2 dogters. En dit wat daardie dag gebeur het, in die spilonk, met die geskiedenis van Lot en sy 2 dogters, dit laat ons dink aan Paulus se woorde. Paulus se woorde in 1 Korintiërs 3 vers 15. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Ons sê baie keer spottenderwys, as 'n ou so gered word, dan ruik hy nog na rook. Jy ruik aan sy klere die rook. Dis letterlik hoe Lot gered geword het. Hy was 'n regverdige man. Die Nuwe Testament sê hy was 'n regverdige Lot, maar die rook het in sy klere gesit nog. Hy was so amper, dit was so naby. Hy is gered, maar net, soos 'n stuk brandhout uit die vuur geruk. Die engele het Lot letterlik uitgesleep, en wat nou volg, die gebeure hier in die grot, is een van die mees skaamtelose sondes, gebeurlikhede in die Bybel. Die bloedskande tussen Lot en sy dogters.
Die meeste ou kommentare, ek praat van daai kommentare wat so oud is, hulle is verniet op die internet beskikbaar. Die meeste van hierdie kommentare sê die kommentaarskrywers, moet nie oor hierdie gedeelte praat nie, moenie dit preek nie, want dit sal die kerk, dit sal die kinders van die Here 'n slegte naam gee. Dit sal baie sleg wees, dit sal hulle in 'n slegte lig plaas. Daar's 2 redes hoekom ek glo hulle is verkeerd. Die eerste rede is, 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee. En dit beteken hierdie gedeelte is deur God ingegee tot ons lering, tot ons onderwysing, tot ons waarskuwing. So ons moet daarna kyk. Die tweede rede hoekom ek dink hulle is verkeerd is, ek glo tog ook, ons kinders behoort te leer van moraliteit en ordentlikheid in die kerk. As ons dit nie vir hulle leer nie, gaan die wêreld dit vir hulle leer. En mag God dit verhoed. Ons kan nie ons kinders vir die wolwe gooi nie. En ek glo die Bybel praat selfs oor die mees sensitiewe of afgryslikste dinge op so 'n manier dat dit eerbaar is, ordentlik is. So ons moet daarna kyk. Lot bly nou in 'n grot. Onthou hy was van voorneme om voorspoedig te wees. Onthou julle in Genesis 13, toe hy en Abraham geskei het, hy wou die ekonomies, hy wou die korporatiewe leer klim, hy wou 'n naam maak, hy wou vir homself voorspoed en rykdom. Dis wat hy het nie gesien sy laaste dae gaan hy in 'n grot bly nie. Hy het dit nooit gesien kom nie. En dit saam met sy 2 dogters. Hoe dit gebeur dat hy nou tot hier gekom het? En nou lees ons in vers 31 en 32. Die oudste het vir die jongste gesê, ons vader is oud, en daar is geen man in die land om na die reël van die ganse aarde by ons in te gaan nie. In 'n baie primitiewe tyd wat die geskiedkundiges beskryf as die steentydperk, was Lot se dogter slimmer as die mense van vandag. Hulle het geweet, die reël van die wêreld is 'n man en 'n vrou. Dis hoe die mensdom gebou word. En hulle kyk na hierdie situasie en hulle sê vir mekaar, en dit was eintlik 'n leuen, want hulle sê hier's geen man om na die reël van die ganse aarde, hierdie reël wat ons mense nie verstaan nie, die alfabet mense nie verstaan nie, om na die reël van die ganse aarde by ons in te gaan, sodat ons 'n nasie kan bou. Nou ek sê dis 'n leuen, want daar was mans. Hulle moes net na Hebron toe gaan. In Abraham se tente was daar mans, ordentlike, gelowige mans, met wie hulle sou kon trou en kinders hê, soos wat God dit bepaal het. Maar hulle sê, daar's nie mans nie, kom, maak hulle 'n plan, vers 32, kom, laat ons vader wyn gee om te drink, en met hom gemeenskap hou, sodat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe hou. So hierdie jong meisies, bedrieg hulle self, hulle rasionaliseer nou hierdie situasie. Hulle bedrieg hulle self, hulle bedrieg mekaar, en hulle maak hulle eie plan. Weet jy wat is die kwessie? Hulle was beïnvloed. Hulle denke was besoedel deur dit wat hulle in Sodom geken het. Dit soos wat hulle groot geword het. Dit wat die norm was in Sodom. Dit wat die loop van die lewe was in Sodom, dit was nou vir hulle die enigste uitweg. Vers 33 gaan verder. Hulle gee toe die nag aan hulle vader wyn om te drink. En die oudste het gekom en met haar vader gemeenskap gehad, sonder dat hy gewaar het, toe sy gaan lê en toe sy opstaan. Nou die gedagte daarachter is, Lot was onbewus van wat gebeur het. Het verontskuldig hom nie, want die vraag is, hoekom het hy dronk geword? Was hy depressief oor dit wat gebeur het? Was hy moedeloos? Was hy, maak nie saak nie, dit regverdig Lot nie. Alhoewel die Bybel sê, hy was onbewus van wat sy dogters met hom gedoen het. Want hy was besope, is hier 'n groot waarskuwing oor die invloed van drank. Vers 34-35 gaan aan. Die volgende dag sê die oudste aan die jongste, kyk, ek het verlede nag met my vader gemeenskap gehad, laat ons hom vandag weer wyn gee om te drink, dan gaan dan in, hou met hom gemeenskap, dat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou. Hulle gee toe die nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en die jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad, sonder dat hy dit gewaar het, toe sy gaan lê en toe sy opstaan. Weereens, onbewustelik, word daar nou hulle plan uitgevoer, en hulle plan werk. Hulle plan, menslike wysheid, wêreldse wysheid, Sodomse wysheid, hulle plan werk.
En ons lees in vers 36, so het dan die twee dogters, die dogters van Lot, by hulle vader bevrug geword. Nou ek wil vir u sê, onomwonde, sonder om enigstens te veel hoef te verduidelik, dat enige vorm van bloedskande is deel van die gruwels, volgens die Bybel, gaan kyk na Levitikus 18, dis deel van 'n lys van sondes wat genoem word, wat vir God onaanvaarbaar, inteendeel, hy beskryf dit as 'n gruwel, dis saam met die lys, is homoseksualiteit ook 'n gruwel in die oë van die Here, en net so, bloedskande. En jy moet weer vra, maar waar het hulle dit geleer? Waar het hulle aan hierdie goed gekom? Dit was die samelewing. Dit was die stem van die samelewing waarin hulle groot geword het. Jou liggaam behoort aan jou. En jy kan met jou liggaam doen wat jy, klink dit bekend? Is dit nodig dat ek verder gaan met hierdie refrein? My body, my choice, sê hulle deesdae. Dis die konsep waaraan hulle groot geword het, hoekom sal hulle dit dan nou anders optree? Hier's 'n sterk waarskuwing. Ek hoop die ouers en ook die oupas en die oumas luister baie mooi. Hier's 'n baie sterk waarskuwing in betrekking tot ons kinderopvoeding. Waaraan stel ons kinders bloot? Jy moenie dink, jy gaan hulle Christelik grootmaak as Sodom op die televisie vir hulle geleer word nie. Jy moenie dink, jy maak hulle groot vir die Here, maar jy gee vir hulle ure op 'n dag om te spandeer in die geselskap van Sodom en Gomorra nie. Iemand het by geleentheid, nou ek het gaan soek na die, ek kon hom nie in die hande kry nie, maar iemand het op Facebook hierdie kort gesegdes wat hulle so op Facebook gooi, toe sê die ou, jy moenie dink, het dit daarop neergekom, ek kon nie die woorde kry nie, maar dit kom daarop neer, jy moenie dink jy gaan jou kind 'n Christen grootmaak as jy hom na die Filistyne se skool toe stuur nie. Raai wat gaan jy kry? Jy gaan 'n Filistyn kry. En ons is naïef, dwaas, as ons dink die wêreld het nie 'n agenda met ons kinders nie. O, ek wil vir jou vertel, so gou as wat jy kan jou vingers klap, is daar een of ander agenda, een of ander iets wat hulle inweef. Ons moenie verbaas wees as ons kinders soos Sodom word, as ons vir hulle Sodom wys en leer alles is reg. Hulle sal daai leefstyl nie verwerp nie, inteendeel, dis die pad wat hulle gaan loop. Maar hier is ook 'n goeie illustrasie, dat selfs die duidelikste beelde van God se oordeel, luister, presies die rede waarom God Sodom en Gomorra vernietig het. Dis nog so vas in hierdie dogter se gemoed, en hulle doen presies dieselfde. Kyk na die illustrasie. Die rook is nog in hulle klere. Dan gaan hulle verder met hulle sonde. Hulle gaan voort met dieselfde denkwyse. Hulle doen presies dit waaroor God die streek vernietig het. En die gevolg? Ons het gelees in vers 37. Die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete. Die jongste het 'n seun gebaar en hom Ben-Ammi genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete. Nou die Moabiete en die Ammoniete, jy hoef nie 'n geskiedkundige te wees om te weet, hierdie ouens het vir Israel baie moeilikheid gegee. In geslagte wat kom, gaan Israel probleme hê as gevolg van dit wat in daai grot gebeur het. Dis die gevolg van menslike wysheid en wêreldse wysheid. Jy pluk die vrugte. Maar ons gaan terug na vers 30. Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy twee dogters gaan woon op die gebergte. Nou kan mense sê, maar dis wat die engel gesê het, vlug na die gebergte heen. Weet jy wat is interessant hier? Hulle het presies in die teenoorgestelde rigting gevlug as wat hulle moes vlug. Dit was Lot se uitweg na Soar, en toe sy in die gebergte in. Die engele wou hê hy moet Hebron, die ander gebergte toe gaan, daar waar Abraham is. En weet jy wat is die boodskap hier? Weet jy wat is die boodskap hier? Bekeer jou, gaan terug na waar jy weet die woord van God is. Gaan terug en maak reg. Gaan terug, daar waar jy weet die seun van die Here is. Sommige mense val in 'n kwessie en daar's dinge wat gebeur by die werk of in die familie of waar ook al, en hulle los die kerk en hulle loop en hulle bly weg en hulle sukkel en hulle gaan te keer. Wat is die boodskap? Gaan terug.
Gaan terug, bekeer jou. Was dit nie wat die engele voorgestel het nie? Gaan terug. So die punt wat ek maak is, mense gaan voort in hulle sonde. Jy kan vir hulle sê van die oordeel van God, hulle luister nie. As God nie genade gee nie, sal hulle voortgaan in blaatante, hardvogtige sonde. Dis die wêreld waarin ons lewe. Maak haas my, kom by die laaste gedagte. Jesus se waarskuwing omtrent God se oordeel. Ons het gesê dis 'n sekerheid. Ons het gekyk na sekere aspekte daarvan. Maar die punt wat ek wil maak is, Jesus het 'n waarskuwing gegee omtrent God se oordeel. En die vers wat Jesus gebruik om ons te waarsku is vers 26. Sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. Die baie bekende soutpilaar. Jesus het in Lukas 17 vers 32 daarna verwys. Hy sê, dink aan die vrou van Lot. Dis dit. Dis al wat hy sê. Dink aan die vrou van Lot. Ek hou van die 2020 vertaling, die direkte vertaling sê, onthou Lot se vrou. So maklik soos wat dit is. Dis Jesus se woorde. Onthou Lot se vrou. In hoofstuk 13 was daar geen melding van Lot se vrou nie. So die logiese afleiding is, waar het hy sy vrou ontmoet? In Sodom. Hy het vir hom 'n sodomitiese jong meisie gekies om mee te trou. Sy was geseënd, want sy was getroud met 'n gelowige. Sy was getroud met 'n regverdige man. Sy was getroud met 'n man wat die Here liefgehad het en wat die Here gedien het. Dis die rede waarom sy saam met haar 2 dogters kon vlug, is as gevolg van Lot. Weereens, ons praat baie van die verbondsgedagte. Dis hoe God werk. Jy kry geleenthede, jy kry voorregte. Saam met die verbond gaan jy die voorregte. Dit beteken nie sy was gered omdat sy met Lot getrou het nie. Sy het voorregte gehad. Kon sy maar net luister na Lot. Sou sy maar net gehoor gegee het na dit wat hy gesê het en hoe hy geleef het. Dit wys vir ons, geestelike voorregte beteken niks sonder saligmakende geloof nie. Jy kan iemand in die kerk grootmaak. Jy kan iemand leer van kleintyd af. En dit is per slot van rekening, as ons babetjies doop, dan is dit die verbondsgedagte van, hy kry voorregte, hy is deel van die verbondsgemeenskap, hy is deel van ons. Nie omdat hy gered is nie, maar hy kry hierdie voorregte, hy is deel van God se mense. Hy geniet die warmte van die vuur, die genade van God brand warm hier by ons. En ons moet hom oppas, en ons teiken die kindertjies, ons leer hulle, ons bearbei hulle, ons waarsku hulle. Hulle word van kleintyd af gebombardeer met die evangelie, en is maklik, want die kleintjies glo maklik. Hulle glo wat jy sê, jy maak hulle groot vir die Here Jesus. Maar jy kan opgevoed word in 'n Christelike huis. Jy kan groot word binne in die kerk. Dit beteken niks as jy jouself nie in geloof aan die Here Jesus koppel nie. As jy nie 'n persoonlike besluit neem en sê, Here, ek wil U volg. Nou, ek wil net dit vir U sê, vir 'n kindjie is daai treukie net so klein. Vir 'n jong kind, ek praat uit ondervinding. Ek het my lewe vir die Here gegee toe ek 9 jaar oud was. Daai tree is baie klein. Dis nog steeds 'n geloofstap, maar hy is baie klein. Daar was nie groot en verskriklike veranderings. Ek het net geweet, ek wil my lewe vir die Here gee. Dis wat ons kinders moet hoor. Dis wat ons kinders moet weet. Maar geestelike voorregte beteken niks sonder hierdie geloof nie. Nou dit lyk na, ek praat nou van Lot se vrou wat nou soutpilaar word. Dis 'n groot straf vir 'n baie klein sondetjie, is dit nie? Sy het net omgekyk, sê party mense vir my. Hallo, sy het net omgekyk. Is dit regtig so erg net om te kyk? Die probleem was, haar hart was in Sodom. Sy was dalk saam met Lot op pad uit, maar haar hart was in Sodom. Sy was onwillig, soos mense vandag. Onwillig, ek sal selfs my stem wil byvoeg en sê onbekwaam. Sy was onwillig om God se woord te gehoorsaam. J.C. Ryle skryf oor die gedeelte, hy sê, her heart, praat van die vrou van Lot, her heart was in Sodom, though her body was outside. Her eye turned to the place where her treasure was. Jesus het self gesê, daar waar jou hart is, daar sal jou skat wees. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Die twee is
Haar skat, haar hart was in Sodom. En sy kon nie Sodom los nie. Jakobus is baie reguit, bar. Die Engelse sê, he calls a spade a spade. Hoor wat sê hy van mense wat sê hulle glo in die Here. Gelowiges. Mense wat bely dat hulle die Here ken. Hoor wat sê hy? Egbrekers en egbreeksters. Weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Jakobus 4 vers 4. As jy lief is vir die wêreld, as jy lief is vir die sonde van hierdie wêreld, as jy verknog is aan die dinge van hierdie wêreld, sê Jakobus vir jou, jy is 'n geestelike egbreker. 1 Johannes 2 vers 15 waarsku. Hy sê moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Lot se vrou is 'n waarskuwing. Lot se vrou is 'n waarskuwing vir u. Lot se vrou is 'n waarskuwing vir my. As jy jouself nie kan losmaak van hierdie verliefdheid op die wêreld en die verknogtheid aan die wêreld nie, dan het jy 'n probleem. Jy moet 'n nuwe hart kry. Jy moet weergebore word. Jesus verwys hierna wanneer hy praat van sy wederkoms. En ek lees vir u vinnig weer Lukas 17 vers 29. Hy sê, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swavel van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. En daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is. Dink aan die vrou van Lot. Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor. En elkeen wat dit verloor, sal dit behou. As jy bereid is om jou lewe vaarwel toe te roep en te sê, dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan nie meer oor wat ek wil hê nie. Ek wil die Here dien. Ek wil hom volg. Ek wil my lewe aan hom oorgee. Dan verloor jy jou lewe. God sê, dan sal jy jou lewe behou. Want jou vertroue is in die Here Jesus. Ek sluit af. Het jy opgelet? Die Bybel praat van Lot se vrou. Sy het nie eens 'n naam nie. Het jy dit gesien? Sy het nie eens 'n naam nie. Dis nie belangrik nie. Want sy's 'n waarskuwing. Sy is Jesus se waarskuwing. Aan jou en aan my. Sy is Jesus se waarskuwing vir elkeen wat uitstel. Elkeen wat al die evangelie gehoor het, dalk 'n man of 'n vrou of 'n kind of 'n kollega of iemand het wat jy ken, wat die Here dien, wat die Here volg. In sy lewe of haar lewe is vir jou 'n waarskuwing, maar jy wil nie jou lewe met die Here regmaak nie. Lot se vrou is 'n waarskuwing vir jou. Dis 'n waarskuwing vir mense wat sê, ek sal kom wanneer dit my pas. Ek weet ek moet my lewe vir die Here regeer en ek weet ek moet hierdie dinge regmaak, maar moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Ek is nie nou reg nie. Ek voel net nie nou reg. Daar's nog dinge wat ek kan moet werk. Daar's nog dinge wat ek moet regkry. Ek sal wanneer dit geleë is, dan sal ek kom. Die Bybel sê, dink aan die vrou van Lot. Dink aan die waarskuwing. Daarom sê Hebreërs 3 vers 15 en ander gedeeles, ek dink 2 keer in Hebreërs wanneer dit staan, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Hoekom? Want daar's 'n koortjie wat sê, wie weet of môre ooit sal kom. Genadetyd is weldra om. Dan wag die ewigheid vir jou. O, laat hom in. Waarom nie nou? Het jy al jou geloof in die Here geplaas? Het jy al na die Here toe gekom en gesê, Here, ek is 'n sondaar. Kan nie iemand anders blameer nie, dis ek. Ek het U nodig. Dink aan die vrou van Lot. Amen. Kom ons bid saam. Here, na vanoggend se boodskap wil ons miskien soos die disippels by geleentheid ook sê daar in Johannes 6, hierdie woorde is hard. Wie kan daarna luister? Maar hierdie woorde is belangrike woorde, omdat dit woorde is wat met genade en lankmoedigheid gegee word. Het kom van 'n God wat barmhartig is.
'n God wat genadig is, groot van goedertierenheid en trou. Soos ek in die week met iemand gepraat het, u hoef nie eers te waarsku nie, u kan net straf, en dit sal regverdig wees. Maar nogtans gee u genade. En dan sê die Bybel, dis sodat u regverdig kan wees. En elke mens 'n leienaar, dat u waaragtig sal wees, en elke mens leuenagtig. O Here, ons het u nodig. Ek wil bid dat elke individu, van die ou kleinste kindjie wat kan verstaan, tot die seniors onder ons, dat elke een hier sal hoor en sal verstaan, sodat ons kan weet, daar is net een weg waarop ons gered kan word. En dit is die Here Jesus. Het U nie by geleentheid gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Sal U genade gee. Skenk vir ons bekeringsgenade, tot lof en eer van U naam. Amen.